Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die goedheid, dankie vir die kosbare woord. Ons kom na U toe vanoggend, U wat ons maker is, ons ontwerper, ons skepper, die een wat ons liefhet. Ons maak ons harte oop om te hoor wat U vir ons sê. In Jesus naam. Amen. Halleluja. My titel vanmôre is Dink gedagtes wat jou vrymaak. Dink gedagtes wat jou vrymaak. Ek lees met oopmaak en begin by Jesaja 55. Jesaja 55. Ek lees met spesifiek kyk na die woord gedagtes wanneer ons daai deel lees. Jesaja 55 van vers 6. Hy sê daar: soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Jy sien hoeveel klem word gelê op gedagtes. En laat hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. So jy sien, die beste ding wat jy kan doen is gee jou gedagtes op en vat sy gedagtes. Want sy gedagtes is beter as jou gedagtes. Amen. En nou begin hy hier van vers 10 af sy gedagtes deel. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Jy kan maak dat dit voortbring. Daai praat hier van die koninkryk. So daai aarde is jou geesmens, die saad is die woord, dit weet ons. Amen. So jy kan jou gees maak dinge voortbring. Dis hoe die koninkryk werk. Dis hoekom as jy soek allereers die koninkryk en al die aardse dinge sal vir jou bygevoeg word, want jou gees bring voort. Bring voort. Jy saai saad in jou gees en jou gees bring voort. Gedagtes kan alles van jou kom steel. Alles wat tot dusver in jou lewe van jou gesteel is. Die oop deur was jou gedagtes. Die duiwel kan nie van jou steel, of jou siek maak, of jou beïnvloed, sonder dat jy eers mislei nie. Hy kan nie net inkom en enigiets doen nie. Hy moet jou eers mislei. Hy moet eers jou gedagtes. As hy jou gedagtes kan hê, het hy jou. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. So die Here stuur sy woord. En jy, as jy in die koninkryk wil wandel, dan moet jy begin om die woord te stuur. Amen. Jy moet elke dag die woord stuur. Want met vreugde sal jy uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die hand van die veld hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan, vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan. Dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken. So die vloek word verplaas deur die seën wanneer jy hierdie dinge doen. Die Here wys vir jou. As jy rondom jou kyk in die natuur, of dit op 'n makrovlak of 'n mikrovlak is, dan sien jy een ding, jy sien ontwerp. As ek na skoenlappers se vlekkies kyk, dan sien ek 'n ontwerp. As ek na voëls kyk en ek kyk na visse en ek kyk na my liggaam, dan sien ek ontwerp. En wat weet jy is daar as jy ontwerp sien? Daar's noodwendig 'n ontwerper. Ontwerp is onmoontlik sonder 'n ontwerper. Jy het 'n ontwerper. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die een wat lof toekom. Hy is die een wat ons moet prys en wat ons harte voor moet gee. Want hy is jou maker, jou ontwerper.
Maar as ons om ons rond sien ons nie net ontwerp nie, ons sien ook versteuring in die ontwerp. Ons sien 'n vloek wat gekom het. En daai vloek kom doodmaak, siek maak, steel. Dis nie deel van die oorspronklike ontwerp gewees nie. En daai vloek het in die aarde ingekom weens sonde en weens wat gebeur het en weens misleiding. As hulle nie geval het vir die misleiding nie, sou die vloek nie gekom het nie, né? So nou wys die Here vir ons, hy kom betaal die prys en hy wys vir ons hoe om uit daai vloek uit te kom. Die vloek was nie sy ontwerp nie, dit was nie sy doel nie, dit was nie sy wil nie, glad nie. Maar dit het gekom. En nou is ons in daai situasie. Solank jy op die aarde is daar 'n vloek en daar's 'n vyand. En hy gaan konstant teen jou werk. Maar as jy hoor wat die Here vir jou sê, dan kan jy vry lewe. Dan kan jy vry lewe. Dit is jou besluit watter gedagte jy vat en watter gedagte jy los. As jy in jou lewe die vloek wil verplaas met die seën, wie van julle wil graag die vloek verplaas met die seën? Dan is daar gedagtes wat jy moet verlaat en ander gedagtes wat jy moet aangryp. Dis die kroeks van die saak. Dis waarom dit gaan. Daar is gedagtes wat jy sal moet verlaat as jy wil hê dit moet beter gaan in jou lewe. En daar's gedagtes wat jy sal moet aangryp as jy wil hê dit moet beter gaan in jou lewe. Dis wat die Here vir ons leer uit sy woord uit. My volgende skrifgie wat ek hier neergeskryf het is Efesiërs 2. Nou wat mense vanoggend gesê het. Ek het dit voor hy dit gesê het neer. So Efesiërs 2 vers 4 tot 8. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit guns is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon of kan bewys die uitnemende rykdom van sy guns en goedheid oor jou in Christus Jesus. So hoekom? Wat is die rede vir ons sit in hemelse plekke? Hy plaas jou daar sodat hy sy goedheid aan jou kan wys. Hy wil graag. Jy weet, dis die ding. Ons het 'n goeie Vader. Hy's amazing. En hy wil sy goedheid in oorvloed vir jou wys. So hy plaas jou daar. Maar as jou posisie daar is, dan moet jy sorg dat jou gedagtes ook daar is. Dit help nie 'n posisie is daar met jou gedagtes is op 'n ander plek nie. Het jy al gehoor die onderwyseres in die klas en sy sê vir Jannie, Jannie, waar is jou gedagtes? Het jy al gehoor? Waar is jou gedagtes? Jy kan sien hy dink aan iets anders, né? Jy help nie jy's in hemelse plekke, maar jou gedagtes is nie daar nie. En dis die aanslag van die duiwel. Hy weet jy's daar, maar hy wil jou gedagtes aftrek. Hy wil jou gedagtes aanval. Dis hoekom 2 Korintiërs 10 vir ons sê dat die aanslag, geestelike oorlogvoering, ons moet wegbeweeg in 'n mate van hierdie geestelike oorlogvoering waar mens op die berg gaan staan of langs dit gaan staan of wat ook al. Jy moet lê eerder klem op geestelike oorlogvoering tussen jou twee ore. Dis waar ware geestelike oorlogvoering plaasvind. Is tussen jou ore. Die gedagtes wat jy toelaat, die gedagtes wat jy nie toelaat nie. Jy moet herken dat daar's 'n aanslag. Nou Efesiërs, ons is in Efesiërs, blaai na hoofstuk 6. Vers 10. Eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hy bied dit aan vir jou. Hy's gracious. Trek die volle wapenrus van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, magte, wêreldheersers. Nou goed, bose geeste in die lig. Ek en jy hoef nie die duiwel te verslaan nie. Ons hoef nie. Hoekom nie? Hy's klaar verslaan. Hy's 'n verslaande vyand. So jy hoef nie die duiwel te probeer verslaan nie. Maar waarvan praat Paulus hierso? Hy praat daarvan
om nou 'n Engelse term te gebruik, to stand your ground. Jy is in oorwinning, die oorwinning is joune. Die woord worstelstryd, as jy in oorspronklike gaan kyk, beteken hy wil jou van posisie afkry. Hy wil jou afgooi van jou posisie af. En daai worstelstryd gebeur net op een plek, in jou gedagtes. Die worstelstryd waarvan ons hier praat, die enigste geveg wat ons oor het, is die goeie stryd van geloof. In Timoteus, né? Die goeie stryd van geloof. En daai goeie stryd van geloof is om te staan op die oorwinning wat Jesus klaar gekoop het. Dis om 'n ontvanger te wees van wat klaar aan jou behoort. So die vyand gaan jou probeer afdruk van wat aan jou behoort en wat vir jou gekoop is deur jou gedagtes aan te vul. En hy gaan omstandighede manipuleer, hy gaan mense manipuleer om dit teen jou te bring. Hy gaan vir jou gedagtes bring van dat jy nie die moeite werd is nie, of dat jy tekort skiet in hierdie area, of tekort skiet in daardie area, en dan gaan hy iemand inspireer om dit vir jou te sê ook. Maar wat ek wil hê, ons moet wakker word vanoggend. Dat dit nou die enigste ding is wat jy vandag hier wegvat. Is dat jy kan wakker word en besef dit is die duiwel. Dit is hy. En die woord sê weerstaan die duiwel. Antwoord hom. As hy sê jy kom tekort. Die slegste ding wat jy kan doen is om saam te stem. Nou stem jy saam met die duiwel. Nou is julle tweekies in julle hoekie. Dis nie 'n lekker hoekie nie, stink daar. Jy moet hom weerstaan. Want jy skiet nie tekort nie. Dit wat die duiwel gesê het is waar. Ek het dit gedoen en ek skiet tekort daar. Die eerste ding is die bloed van Jesus het jou vergewe. So dis nie waar. En die tweede ding is die raad wat jy nou volg, kom uit die verkeerde huishouding uit. Dalk is ek baie die duiwel vir jou sê nie, hy is in 'n ander huishouding as jy. Hy is in die huishouding van God. Hy is in sy eie huishouding. Niks wat uit sy huishouding kom, word aanvaar nie. Amen? Kolossense 3, vers 1 en 2, sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dis hoe ek oorwinning kan lewe op die aarde. Die doel is om hier in oorwinning te lewe. Nie hierso in nederlaag nie. Maar om hier in oorwinning te lewe, moet ek my gedagtes plaas waar my posisie is. My posisie, hy het my opgewek, ek sit saam met hom in hemelse plekke, my gedagtes moet daar wees. So as ek 'n gedagte kry, wat sê, jy gaan faal, jy gaan dit nie maak nie, jy is 'n mislukking, dan is daai gedagte nie van die Here af nie. Dis 'n gedagte van die duiwel. En nou is jy in 'n geestelike stryd betrokke, want jy kan nie daai gedagte aanvaar nie. So ons sien dit in Lukas 4, het ons gelees laas week, in die versoeking, in die woestyn. Toe die Satan 'n gedagte vir Jesus gegee het, dat, hoekom maak jy nie van hierdie klippe brode nie? Wat het Jesus gedoen? Hy het die gedagte herken as komende van die duiwel. Dis die eerste stap. En die eerste stap vir jou en my, om in oorwinning te begin lewe, is net soos Jesus, moet ons die gedagtes kan herken. Jy moet, as jy tyd in die woord spandeer, jy sit onder die lering van die woord, jy lees die woord, jy mediteer die woord word vir jou belangrik, dan gaan jy kan herken watter gedagte is die Here en watter gedagte is die duiwel. Dis die eerste stap. As jy dit kan herken nie, dan het jy lering nodig, moet jy meer kerk toe kom en jy moet meer Bybel lees. Nou die oomblik as jy daai gedagte herken, dan moet jy, wat het Jesus gedoen? Toe Jesus herken dat hierdie gedagte die duiwel is, het hy nie net die duiwel bestraf nie. Ons refleks gaan baie keer wees, ons bestraf die duiwel. Maar dis nie al wat hy gedoen het nie. Hy het nie, toe die duiwel vir hom sê, hoekom maak jy nie van hierdie klippe broede nie, het hy nie gesê,
Satan, ek weet dis jy en ek bestraf jou, gaan weg nie. Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Hy het ekstra stappe gesê en ons moet leer by hom. Hy het die woorde geantwoord. Dat jy altyd nie bestraf die bron van die woorde, maar jy antwoord in die woorde nie. Anders bly die woorde draai. So hy het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord uit die mond van God. En dis so ek en jy ook hierdie gedagte moet antwoord. As hy sê jy is onwaardig, sê nou die duiwel sê vir jou, jy het 'n fout. Wie van julle het foute? Wat is die antwoord? Die feit dat ek 'n fout het, beteken ek benodig 'n verlosser, 'n redder. En ek het een. Amen. Antwoord op. Ek het 'n redder. Hy red my van my foute. Jy is nie alleen nie. Halleluja. Maar jy moet dit antwoord. Jy moet dit antwoord. Jy kan nie net eenvoudig dat die duiwel met jou praat nie. Jy moenie probeer om met hom te redeneer nie, of die gedagtes te oor en oor. Die duiwel hou van repetisie. Oor en oor. Hy hou van drukking. En dit sal oor en oor dieselfde gedagtes, dieselfde ding by jou bring. Shame, jy word verontreg. Wie se stem is dit? Dis die duiwel. Dan kry jy self so jammer, jy moet trane uitbars. Dis nie die Here nie. Nou oordink jy daai hoe jy verontreg word. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 13 toe. 1 Korintiërs 13. Al hierdie ding wat opgeskryf is opgeskryf met een rede, om jou vry te kry op hierdie aarde, en om jou vry te hou op hierdie aarde. Amen. Want hierdie aarde is maar net die oefenskool vir wat kom. Kom ons lees net vers 4 tot 8. Dis die essensie, 4 tot 7. Dis die essensie van liefde, né? Nou liefde is 'n geestelike krag. Ons weet die eerste 3 geestelike kragte waarvan die Bybel praat is liefde, vreugde en vrede. Ons het nou gesien in Jesaja 55 dat ek sal uittrek uit die vloek uit met vreugde. Omdat as ek myself in 'n vloek vind, dan benodig ek vreugde. Toe Paulus in die tronk was en sy rug was geslaan, het hy met vreugde daar uitgekom. En dan gaan ek voortgelei word met vrede. Amen. Nou liefde is eerste. God is liefde. Elke tree wat ek uit liefde uitgee, is 'n tree in duisternis in. Daar's die oomblik as ek enigiets doen uit liefde uit, dan plaas ek myself onder demoniese invloed. In my denke. Wie van julle wil jouself onder demoniese invloed plaas? Niemand nie, ek sien geen hande nie. Okay, so ons wil nie dit doen nie, né? Maar dis nie so eenvoudig nie. As jy uit liefde uitgaan, dan maak jy jouself oop vir demoniese invloed. En hy gaan dit gebruik teen jou. As jy in liefde bly, het hy geen vatplek op jou nie, niks. Okay, nou kom ons lees wat dit is. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. So alles wat die teenoorgestelde is hiervan gaan jou verseker onder demoniese invloed plaas. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Wie van jy dink as iemand verbitterd is hy onder demoniese invloed? Jy is. As jy nie kan vergewe nie, is jy onder demoniese invloed. Of jy nou wedergebore is of nie. Jy plaas jouself onder demoniese invloed, want jy kan nie vergewe nie. Is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dus in die King James lees so lankmoedig, in die King James is suffer long. Vriendelik, in die King James is kindness. Nie jaloers nie, envies not. Die oomblik as iets jou jaloers maak, van iemand, is jy die deur vir die vyand oopgemaak. En jy plaas 'n struikelblok daar, dat die Here ooit vir jou dieselfde ding kan gee. Praat nie groot nie. Nie opgeblaas nie.
King James sê not puffed up, opgeblaase. Not puffed up. Handel nie onwelvoeglik nie. It's unseemly. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Die King James is not easily provoked. Dis nie maklik om daai ou kwaad te kry nie. Die ou in liefde. Nie maklik om kwaad te kry nie. Reken die kwaad nie toe nie. Die King James sê think of no evil. Nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Kom ons lees dit in die Weymouth vertaling en dan in die New Living. Die Weymouth vertaling van 1 Korintiërs 13 sê as volg: Love is forbearing and kind. As jy hierdie ding gaan inbou in jou lewe, gaan jy klomp deure vir die duiwel toemaak. Jy gaan baie moeilik word vir hom te hanteer. Weet jy hoe goed kan dit jou finansies doen? Vreeslik, hoor. Love is forbearing and kind. Love knows no jealousy. So net daai een versie. Love knows no jealousy. Jy moet jou hart skoon maak van jealousy. Jy moet eintlik baie versigtig wees om mense te oordeel. Want dis 'n geestelike wet. Die oomblik as jy enige mens vir enigiets oordeel, gaan jy die geleentheid kry in jou lewe om te bewys dat jy dit anders sou gedoen het. Wie van julle is dus daarvoor? Dis 'n geestelike wet. Dis 'n geestelike wet. Oordeel daai ou en jy sal die geleentheid kry om te bewys jy is beter. Ek sê liewer skiep dit. Love does not brag. Is not conceited. Love is not unmannerly, nor selfish, nor mindful of wrongs. So, love is nie mindful of wrongs nie. Love does not rejoice in injustice, but joyfully sides with the truth. Love can overlook faults. Party mense sien elke fout raak van elke ander mens. Dis nie love nie. Love can overlook faults. Jy sien dit raak, maar jy kyk oor dit. Jy kyk oor die ander ou se foute. Kyk oor die fout. Love is full of trust, full of hope, and full of endurance. Full of trust, full of hope, full of endurance. Nou die New Living sê hom as volg: Love is patient and kind. Love is not jealous, or boastful, or proud, or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. Irritable. Liefde is nie irriteerbaar. It is not irritable and keeps no record of being wronged. Hy het nie so 'n boekie dat hy ronddra. Jy weet, 8 jaar terug, né, kan jy presies waar ons was toe jy dit gesê het. Liefde doen dit nie. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up. Her faith is always hopeful and endures through every circumstance. So hierdie dis God is liefde, né? So het ons 'n geestelike krag wat ons moet begin beoefen. Maar ek moet besef dat die mate waarin ek vry gaan wees in my lewe is die mate waarin ek vry gaan wees in my denke. Vir die duiwel om my uit posisie uit te kry, wil hy vir my byvoorbeeld gedagtes gee. En die gedagtes mag daar wees om my aanstoot te gee. En as jy aanstoot kry teenoor iemand anders, of jy neem aanstoot teenoor jouself, het dit dieselfde effek. Jy kan maklik aanstoot neem teenoor iemand anders. Hoe meer touchy jy is, hoe makliker jou gevoelens seer kry, hoe verder is jy uit liefde. So sensitiewe mens. As iemand wat nie 'n liefde, want dis nie liefde nie. Liefde kry nie maklik seer nie, want liefde, onthou jy daai storie van 'n ware verhaal van hierdie swart seentjie in Amerika wat in 'n hoofsaaklik blanke skool was. En hy's vreeslik geboelie in die skool. En sy pa sê toe vir my, moet nou een ding in gedagte hou. Dat die arme wit kinders
wanneer so omtrent pouse se kant, dan gaan hulle buite speel. En die wit velletjies kan nie die son van hulle breine afhou nie. So hulle breine oorverhit. En dis die rede hoekom hulle so lelik met hom optree. Want hulle het almal, hy moet hulle eintlik baie jammer kry. Want die oomblik as hulle so lelik is, dan weet jy hierdie ouetjie se brein oorverhit nou. En daai gedagte het by die ouetjie vasgesteek. Hy het begin as mense so lelik met hom is, dan bring hy vir 'n bietjie water, om die brein af te koel, of hy probeer hulle kalmeer, jy weet. Maar en daai ouetjie het nou die gewildste ouetjie in die skool geword. En hy het geëindig as 'n generaal of 'n ding in die Amerikaanse weermag, wat die hoof van die weermag van Amerika geword het. Baie prominente man. Maar die les daai is dat wanneer ek na ander mense kyk en hulle optrede teenoor my, en ek besef dat as iemand uit liefde uit teenoor my optree, wat is die bron van hulle optrede? Dis nie die Heilige Gees nie. Daai arme mens se brein oorverhit, want die duiwel gou hulle. En die duiwel probeer daai ou kry in my. Is jy met my? Maar nou kan ek anderster kyk na die ou wat verkeerd teenoor my optree. In die sin van dat ek daai persoon kan lief hê, ten spyte van sy optrede. Is jy met my? Want ek skei die optrede van die persoon. Dis wat hy sê, ek reken die kwaad nie toe nie. Ek hou nie boek van die kwaad nie. Ek is nie jaloers nie, ek is nie opgeblaas nie. Al daai goeders is tekens van dat ek toelaat dat die duiwel my van spoor af kry. En ek wil myself in 'n posisie plaas waar die duiwel nie toegang het tot my nie. Nou onthou jy daai versie in Hebreërs 11 vers 8 in die Amplified. Dis 'n paar weke terug gelees het. Waar hy praat van Abraham. En hy sê Abraham het getrek toe die Here hom geroep het. Hy het self nie geweet waarheen nie. Onthou jy daai? Maar dan staan daar, but he troubled not his own mind. Hy het nie sy eie mind getrouble nie. Hy het net vertrou. Dis hoe ons moet wees, né? Jy kan jou eie mind trouble as jy verkeerde gedagtes toelaat. Jy weet, ons het 'n quadbike op die plaas. Dis 'n lekker ding, né? So 'n quadbike, maar die quadbike gee net moeilikheid. Jesus, hy wil net nie ry nie, dan sit hierdie spaakplaks en dan ry hy weer vir 'n dag en trek hy weer. En na 'n lang ondersoek, stuur hom in, hy's op onder waarborg, bring terug. Stuur hom in, onder waarborg, bring terug. Toe kom ons agter, daar is 'n rooi kan op die plaas. 'n Rooi kanne is vir petrol, né? Waarin iemand diesel gegooi het. En die ou vat toe die rooi kan met die diesel wat veronderstel is om petrol te wees, en hy gooi dit in my quadbike. Ja, ag tog. Wat gebeur met 'n quadbike wat petrol hardloop en jy gooi hom in diesel? Jy moet weer in 'n workshop doen. Nou is die waarborg ook nie meer daar nie. Dis dieselfde wat gebeur wanneer ek verkeerde gedagtes toelaat. Ek moet dit keer. Ek mag nie gedagtes toelaat wat teenoorgesteld van die woord is in my lewe nie. Ek is nie gemaak om bekommerd te wees nie. Ek is nie gemaak om vrees te hê nie. As ek vrees toelaat en bekommernis toelaat, dan is dit soos 'n diesel wat in 'n petrol engine gooi, ek gaan breek, jy gaan breek. Dis nie die Here se skuld nie. Waarborg is kon. Jy het droog gemaak. Amen. So jy het 'n verantwoordelikheid om die regte gedagtes te dink. Dis 'n baie belangrike verantwoordelikheid. Oor jouself, oor ander mense, om die Here se gedagtes te dink. Nou onthou julle Matteus 6. Kom ons kyk 'n bietjie weer na Matteus 6 wat Jesus daarvan praat. Baie bekende deel vir ons in die kerk. Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die King James sê, therefore take no thought, saying,
Therefore, take no thought. Jy kan nie God en die duiwel dien nie. Wie dien jy? Jy dien die een wie se gedagtes jy vat. Jy kan wedergebore wees en die duiwel dien, as jy sy gedagtes vat. Dis presies wat Jesus ons waarsku. Hy sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Daarom sê ek vir jou, moenie jou kwel oor jou lewe nie. Omdat as jy kwel, dien jy mammon. Dis sonde, plein en reguit, sonde, om jou te kwel. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle bring dit bymekaar in skure nie, tog voed julle hemelse Vader, is julle nie baie meer werd as hulle nie. So hy sê vir ons, een van die maniere om jou gedagtes in lyn te hou, sodat jy jou nie kwel nie, is om voortdurend te kyk na jou waarde. Jy moet jouself hoog aanslaan, volgens hierdie vers. Hy sê, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Sê saam met my, is ek nie baie meer werd as hulle nie? Jy is baie werd vir die Here. Jy sien, hoe meer ek mediteer op hoe baie ek werd is vir die Here, hoe lief hy my het. Want dit is die volgende stap uit baie werd. As jy na jou man of jou vrou kyk en sê ek is lief vir jou, wat beteken dit? Hulle is baie werd vir jou. So, liefde moet ek eers ontvang voordat ek dit kan gee. So ons sê die liefde wat God tot ons het, gemediteer. Ontvang dit. God is liefde. God is nie jaloers nie. Amen. Hy is nie opgeblaas nie. Hy handel nie onwelvoeglik nie. Hy reken die kwaad nie toe nie. Amen. So, ek moet ontvang my waarde en hoe lief hy vir my is. En ek moet dit mediteer en ek moet dit in my gees inkry. Dit was Johannes se geheim. Johannes se geheim is, hy sê ek het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. Dis 'n hele ander manier om te kyk na hom. Om sy liefde te glo, om sy liefde te ontvang. En dan besef jy maar hierdie negatiewe goed wat gebeur, die siekte wat my lewe aanval, is nie hy nie. Hy is nie die outeur van siekte nie. Inteendeel, hy het gaan sterf op die kruis om te betaal vir jou siektes. Amen. Hoe kan hy sterf op die kruis om te betaal vir jou siektes en jou nog siek maak? Kan jy sien dat dit nie sin maak? Dis die vyand. Dis die vyand. Die Here laat dit ook nie toe nie. Hy laat net toe wat jy toelaat. Die Here laat alles toe wat jy toelaat. Wanneer gaan jy ophou om dit toe te laat? Dis die vraag. Die Here wonder wanneer jy gaan ophou om dit toe te laat. 1 Timoteus 6 vers 12. Die Here se wil moet kristalhelder wees. Die Here se wil is amazing. Inteendeel, Romeine 12, want hulle Romeine 12 vers 1 en 2, hy sê ons moet ons liggame stel. Hy sê vir ons in vers 1 wat ons met ons liggame moet doen. In vers 2 wat ons met ons siel moet doen. Jy sien jou liggaam moet onderworpe wees aan jou gees. En jou siel, jou denke moet onderworpe wees aan jou gees. Dis vir my sodat jy kan bewys lewer dat God se wil is goed. Sy wil is goed. Hy sê nie net sy wil is goed nie. Hy sê jy moet bewys lewer dat sy wil goed is. 1 Timoteus 6 vers 12 sê stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgered. Hierdie stryd, die stryd van geloof is 'n stryd van woorde. Die stryd van geloof is 'n stryd van woorde. Woorde. Die duiwel gaan jou aanval met woorde. Hy gaan woorde na jou toe bring. En jy moet identifiseer die woorde wat nou hier inkom is die duiwel. Ek bestraf hierdie woorde, ek trap hulle is uit. Dis nie die woord van God nie. Jy moet 'n unieke verhouding met die woord van God bou waar die woord jou go-to plek is. Dit nie 'n lyn is met die woord nie uit. So eenvoudig as dit. Nie jou eie gedagtes nie, sy gedagtes. Dat die mens sy gedagtes laat vaar,
van die Here se gedagtes. So wat is die doel? So die geveg gaan om woorde. Wat is die doel van die geveg? Wat is die doel van hierdie stryd van geloof? Hoe weet jy wen? Jy kan nie weet jy wen as jy nie weet wat die doel is nie. Amen. Die doel van die stryd van geloof is om die seën van Abraham te manifesteer in jou lewe. Die duiwel wil dit nie hê nie. So dit gaan in effek oor wie jou bron is. Want die versoeking in die woestyn het gegaan oor behoeftes. Behoeftes. Hy was honger. Brood. Okay, dis 'n behoefte. So die duiwel gaan jou aanval in jou denke met jou behoeftes. Het jy 'n behoefte aan kos? Behoefte aan lewensmaat? Behoefte aan enigiets? En die vraag gaan wees, wie is jou bron en waarvoor mik jy? As jy glo, as jy die leuen gaan glo, dat die Here wil vir jou niks gee in die lewe nie. Dit moet tragies wees. Die Here wil vir jou niks gee nie. Jy moet maar net deurstruggle. En dalk in die hemel eendag. Maar jy sien die probleem met daai lering is dat as hy so 'n synige God is hier op die aarde, wat gaan hom verander in die hemel? Hy gaan net so synig wees daar. Jy kan nie sulke nonsens glo nie. Kyk 'n bietjie, lees jou Bybel man. Leef, wat het gebeur met Abraham, Isak, Jakob? Wie van hulle was arm? Die Here wil nie hê geld moet oor ons heers nie, verstaan? Geld moet nie oor jou heers nie, geld moet nie jou doel wees, dan is jy uit balans uit. Maar die Here is nie daarteen dat jy geld het nie. En hy sal jou help, maar dan is jou lewe in balans. Jou lewe is reg, maar die Here is eerste. En die seun van Abraham, Galasiërs 3 vers 13 en 14, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar staan geskrywe, vervloek is elke wat aan 'n houtang, dat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Wat is daai seun? Oorvloed. As jy Abraham was baie ryk, amen. Inteendeel, as jy gelees in Deuteronomium 28, dan sê hy geseënd is die vrug van jou liggaam. Geseënd is die vrug van jou beeste. Geseënd is die vrug van jou grond. Dis fisiese goed. So die fisiese seën is die Here se wil, maar ons moet dit vanuit die geestelike kry. Ons moet dit vanuit die hartsdimensie kry. Want Filippense 4 vers 19. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van jou vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Halleluja. My God sal elke behoefte van jou vervul. Jy sien, dit is die doel van die geveg. Is dat hy jou volkome bron wil wees. Hy wil die outeur en die bron van elke goeie ding in jou lewe wees. Jy wil niks buite hom gaan kry nie. Amen. Jy wil nie buite hom vir jouself probeer sorg nie. Dan gaan altyd verkeerd loop. Dan is jy op jou eie. En dis waar die vloek is, dis waar die vloek vir jou wag. Die oomblik as ek geld nodig het, en ek kan steel dit, dan het ek buite hom daai geld verkry. Of selfs as ek dit nie gesteel het nie, maar ek het dit op 'n manier gekry wat nie reg was nie. Dan is ek nog steeds buite hom. En dit gaan my byt. Daai geld gaan jou byt aan die einde van die dag. Is jy met my? Maar as ek doen wat reg is, ek werk, en ek maak my hart oop, en ek luister vir sy stem, en ek hoor sy stem, hy gee my wysheid in wat ek doen, en hy seën my. Dan weet ek, hy is die bron van dit wat ek nou gekry het. Hy is my bron. Dan kan hierdie versie toepas, en my God sal elke behoefte van jou vervul. Hy moet die bron wees. Hy moet die seën van Abraham gemanifesteer in jou lewe, is die doel van die geveg. Die duiwel wil ten alle koste die seën steel by jou. Hy wil hê jy moet arm, siek en op die randjie van die graf wees. Dis die duiwel se visie vir jou. Amen. Dis nie die Here kry geen vreugde daaruit nie. Glad nie. Verheug jouself in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart.
Amen. Dis ons Vader wat ons. Nie daai een wat jou siek en armer op die randjie van die graf wil hou nie. Dis nie hy, dit is die vyand wat dit wil doen. Beoefen jou gesag oor jou gedagtes elke dag. Sê saam met my, ek beoefen my gesag oor my gedagtes elke dag. Elke dag. Jy moet besef, daar is 'n stryd. Elkeen van ons, niemand is uitgesluit. Daar's 'n stryd en dit is 'n demoniese stryd. En partykeer, ek het al met mense gepraat wat fantastiese kinders van die Here, wat sendelinge. Dan sê die ou vir my, hy het ontsaglike aanslag in sy denke beleef. Maar dis juist die vyand. Die vyand gaan juist die hoë bome soek. En hy gaan juist daai ou dalk 'n geweldige roeping, die duiwel wil dit stop. So vir elkeen van ons is daar altyd 'n stryd in ons denke, maar ons kan leef op 'n vlak. Die eerste stapie is om dit te antwoord, om dit te identifiseer, hierdie gedagtes is nie van die Here nie. Tweedens ek antwoord dit met die woord en ek kry dit weg, né? Maar daar's 'n volgende vlak. En die volgende vlak is waar ek op 'n vlak kan lewe waar ek nie eens meer daai gedagtes hoor nie. Dis nog beter. Jy sien hoe duideliker jy daai stem van die duiwel hoor wat jou aanval. Hoe harder jy iets hoor, hoe nader is jy aan dit. Jy wil, as jy die radio hard hoor, dan beteken jy's naby die radio. Of hoe hard die radio aan is, mag jou buurman se radio wees. Hoe verder ek my gedagtes opvat na hemelse plekke toe, hoe verder verwyder ek my van daai aanslag op my denke. En dit word al hoe flouer. En dit is nou Psalm 91. Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Jy moet dit oor en oor sê. My toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Nou staan in vers 5, jy hoef nie te vrees. Die oorspronklike sê, jy mag nie vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie. Mag nie vrees daarvoor nie. Vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat in die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, maar jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Amplified sê daar, yourself inaccessible in the secret place of the Most High. Yourself, so jy sien dit gebeur hier rondom jou. So die feit dat jy iets sien, dis nie te sê dit behoort aan jou nie. Dis nie te sê dis vir jou nie. Amen. Jy kan jouself inaccessible maak. Ontoeganklik vir hierdie ander. En die fort wat jy moet bou, is die fort van jou denke. 100% vertroue op die Here vir elke behoefte in jou lewe. As jy 100% vertroue het op die Here vir elke behoefte in jou lewe, het jy klaar 'n klomp deure toegemaak. As jy twyfel of die Here in een of ander area vir jou gaan voorsien, dan het jy klaar 'n deur oopgemaak. So dit gaan oor sy karakter. Wat glo ek van hom? Glo ek hy gaan my laat suffer? Dis nie sy geaardheid nie. Dis nie wie hy is nie. Hy is nie die een wat mense laat suffer nie. Amen. Hy is ons bron van elke goeie ding. Wat sê Jakobus 1? Hy is elke volmaakte geskenk, elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Van die Vader van ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. As ek dit kan in my denke inkry, wat het Jesus vir ons geleer in Matteus 6? Hy het gesê ek moet kyk na, waarna ek kyk, gaan bepaal hoeveel lig ek het. Ek moet kyk na die voëls van die hemel, is ek nie baie meer werd nie. So ek moet kyk na my waarde. Ek moet kyk na hom. Wat glo ek van hom? Ek moet glo dat ek baie liefgehê word deur hom. Ek moet die liefde wat God vir my het, moet ek leer ken en glo. Niks moet my daarvan afbring nie. Die duiwel, die worstelstryd waarvan ons lees in Efesiërs 6, om jou gedagtes af te bring, net af te stoot van daai idee dat God jou liefhet.
en net 'n bietjie te twyfel, gaan hy werklik vir my voorsien in hierdie area of in daai area of in daai area. So die vyand gaan jou aanval in 'n spesifieke area en dan gaan hy ook vir jou gedagtes bring wat sê die Here gaan nie vir jou sorg in die area nie. Dan weet jy dit waarmee jy nou besig is. Jy's besig met 'n worstelstryd, jy moet dit afkry. My God voorsien in elke behoefte van my. Amen. Hy is my skepper. Hy is my ontwerper. Hy is die een wat my liefhet. Hy voorsien in elke behoefte na sy rykdom en heerlikheid in Christus. Halleluja. Dit moet in jou denke ingebou word. Dit moet in jou woorde wees. Jy moet dit spreek, jy moet dit roep. Amen. Hoe sterker jy dit inbou, hoe meer fokus jy op hom. Dan begin dit waar word van jou dat jou denke is nou waar jou posisie is. Want my denke gaan wees waar my behoefte is. Kom ons maak dit nou reël. As jy geld nodig het, waaraan dink jy? Hoe kan ek geld kry? Jy begin jou denke daar sit, né? Maar is dit die regte plek? Die antwoord lê nie by die probleem nie. Jy gaan nie die antwoord kry noodwendig deur te mediteer op die probleem nie. Jy gaan die probleem net al groter maak in jou denke. Jy gaan net tot die konklusie kom hierdie probleem het nie 'n oplossing nie. Maar as ek my denke eleveer na hemelse plek en ek weet ek is sy geliefde kind, hy het my lief, hy sorg vir my, hy het my gemaak, hy het 'n doel met my lewe, hy het 'n roeping op my lewe. Amen. Hy is 'n goeie vader, baie goeie vader. Hy het sy bloed gegee om my vry te koop. Amen. En ek sit my denke daar. Nou kan ek daar prys uit my uitkom. Nou kom ons sluit af met met Filippense 4. Filippense 4. Hier gee ons 'n baie kragtige stukkie hoe om uit enige moeilikheid uit te kom waarin jy kan wees. Filippense 4 van vers 4 af. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Dit is die vrystel van prys. Jy sien jou vlees wil nie prys nie. Kom ek vertel jou geheim. As jy begin om te prys en jy voel so 'n bietjie van 'n weerstand. Wat is dit? Dis jou vlees. Jou vlees. Want jou vlees is jou gees wat prys. Prys kom uit my gees uit. So as jy bietjie van 'n weerstand ervaar as jy begin prys, fantasties. Jy het iets om deur te werk. Jy hou aan prys tot daai weerstand weg is. Amen. Want wie prys jy? Jy prys die skepper van die hemel en aarde. Die een wat jou gemaak het. Amen. Halleluja. Wat is daar om nie te prys nie? Jy prys deur dit. Jy's besig om demons wegtrek van jou af. Teen 'n spoed as jy prys. Verbly jou altyd in die Here. Ek herhaal verbly. Hoe meer jy gaan verbly, hoe meer trek daai demons weg van jou af. Hulle kan dit nie handle nie. Daar waar Paulus in die tronk gesit in Filippi, hulle kon dit nie handle nie. Hy kon die tronk nie toehou nie. Amen. Hoe meer prys, hoe meer verblyding uit jou uitkom, hoe moeiliker vir die vyand om sy skiem aan die gang te hou. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Daai woord vriendelikheid, unselfish, considerate spirit en moderation. Dis beheer. Die woord praat van 'n beheer oor jou siel. Dat jou siel beheer nie vir jou nie. Jy het nie 'n humeur wat jou beheer nie. Oek, ek so jammer. Ek het my humeur verloor. Kom ons kom beyond daai. Kom beyond daai. Jy moet jou gees bou wat dit onmoontlik is vir jou om jou humeur te. Nou is jy moeilik vir die duiwel. As 'n ou maklik sy humeur verloor, push over. Is 'n push over vir die duiwel. My pa het gesê in stoei ook. My pa het gestoei vir die pik. En het eendag stoei teen 'n ouetjie van Stellenbosch. Die ouetjie het so 'n mooi kuif gehad. Toe die ouetjie in die kruit intree, toe vryf net sy hare van 'n bietjie te mekaar. En die tomatiesous. Hy sê, was die maklikste wat hy nog ooit gestoei het. Kwaad, jy wen hom, vinnig. Maar dis 'n wetenskaplike sport, dis nie 'n kwaadword sport. Soos die duiwel, as jy maklik jou meer verloor en maak die duiwel, dan gaan die duiwel sorg dat hy neutralise jou. Die boek van Spreuke sê 'n man wat sy gees kan beheer is magtiger as hy wat 'n stad inneem. Dat dit van jou gesê word.
dat jy daai magtige man is wat jou gees kan beheer. Wees oor niks besorg nie. Klink so eenvoudig, né? Niks besorg nie. Maar dit is 'n attitude van ek het 'n Vader. 'n Goeie Vader. Hy sien hierdie, hy's lief vir my, hy sorg vir my, waaroor sal ek besorg wees? Maar laat jou begeertes, jy moet glo, die Here sien dit raak en hy's betrokke by elke stap van jou lewe. Jy maak hom betrokke, jy maak jou lewe oop vir hom, jy maak jou hart oop vir hom. Maar nou sê hy, laat jou begeertes in alles. Daar sê hy weer, hy is jou bron van alle goeie dinge. Maak nie saak wat dit is wat jy nodig het nie. Die Here sal jou bron wees. Alles. Jou begeertes in alles. Deur gebed en smeking is petisie amptelike versoek. Met danksegging bekend word by God. So dink jy nie God weet dit klaar nie? Ja, hy weet dit klaar, maar hoekom moet dit bekend word? Want jy moet dit op 'n amptelike vlak bring. Jy het dit nog nie gebring nie. Jy's 'n unieke wese in sy beeld geskep. As jy dit nie bring nie, dan gee jy nie vir hom die reg om jou te help nie. Al wil hy jou help, kan hy nie, want jy het dit nie gebring nie. Bring dit. Amen. Goeie raad, bring dit. Wanneer ek na hom toe gaan, bring dit net na hom. Ek moet elke probleem wat ek het bring. As ek sukkel met 'n probleem, die probleem wil nie weggaan nie. Miskien moet ek na myself kyk, ek het dalk nog nie die probleem gebring nie. Dis iemand wat biddeloos is. En hoekom bring jy die probleem nie? Want jy glo nie. As jy nie glo dat die Here jou liefhet nie, en jy glo nie hy gaan jou help nie, dan gaan jy dit nie bring nie. Maar as jy glo hy het jou lief en hy gaan jou help, dan bring jy dit. Bring dit. Met gebed, met amptelike versoek, dit beteken daai amptelike versoek bring woord in. Bring 'n bietjie woord in. Sê Here, ek bring hierdie finansiële probleem na U toe. U woord sê, gee en aan jou sal gegee word. 'n Goeie maat ingestamp tot oorlopends te vol, sal die mense in jou boesem gee. Vader, U weet ek het gegee. Ek kom nou en ek bring dit na U toe. En ek ontvang oorvloed. Ek ontvang hierdie lening afbetaal in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. En die vrede van God, nou hier is die derde groot geeskrag, liefde, vreugde, vrede. As jy die vrede, hoe meer vrede jy het, hoe meer worry die duiwel. Hoeveel wil graag die duiwel laat worry? Ek wil nie die duiwel met homself siek worry. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou gedagtes bewaar. Wat moet bewaar word? Jou hart en jou gedagtes. Bonatuurlike kragte, dis waarvan ons praat, koninkrykskragte. Jou hart moet bewaar word, jou gedagtes moet bewaar word. Halleluja, kom ons bid saam. Dankie Vader vir U woord, vir U goedheid, vir die liefde. Dankie dat U vir ons wysheid gee om oorwinning te behaal. Dankie Vader, dat ons vry kan leef op hierdie aarde en dat U vir ons die weg wys deur U woord hoe om dit te doen. Ons maak ons harte oop, ons ontvang dit. Ons verklaar, ons is doeners van hierdie woord. Ons is die begunstigstes, die geliefdes van ons Vader. En ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Halleluja.